Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Voordat ek vandag by ons wotum uitkom, het ek 2 afkondigingkies wat ek graag so aan die begin van die erediens wil uitlig terwyl ons jou aandag het. Heel eerste, ons gemeente is deel van die Mosselbaai ring van NG Kerke en na die brande in Mosselbaai het ons saam met die ring 'n gebedsgeleentheid aangebied daar in Hartenbos by die amfitheater en tydens die gebedgeleentheid het ons gebid teen die brande, gebid vir die nooddienswerkers en daarmee saam met die persone wat geaffekteer is deur die brande. Ons weet dat die brande ontstaan het as gevolg van 'n verskriklike droogte in ons area en daarom het ons ook by die geleentheid gebid vir ons landbougemeenskap wie gebuk gaan onder die droogte. By die geleentheid het ons 'n noodfonds bekend gestel waar ons mense genooi het om hierdie noodfonds te ondersteun, donasies te stuur, sodat ons juis ons gemeenskap kan help in hierdie besondere moeilike tyd. Nou vandag is my 'n ongelooflike groot voorreg om met julle te kan deel dat ons so naby aan R600,000 ingevorder het deur hierdie noodfonds en mense wat hulle harte oopmaak om ons gemeenskap te ondersteun. So ons voel dat dit regtig belangrik is dat ons deeglik kommunikeer oor wat met hierdie fondse gedoen sal word. So 'n groot deel van hierdie fondse sal gebruik word om vir 17 gesinne wie se huise afgebrand het, se wonings afgebrand het, hierdie 17 gesinne vir die volgende 6 maande te ondersteun deur basiese huishoudelike behoeftes mee te help. En daarmee saam dan nou is daar nog 'n deel van die R600,000 wat nog beskikbaar is wat ons wil gebruik vir die volgende 3 maande om voer vir die boere aan te koop sodat hulle diere iets het om te eet. Daarmee saam wil ons ook die munisipaliteit betaal om dan nou water by sekere kernpunte te gaan aflaai waar mense water kan hê vir huishoudelike gebruik, want ons weet die boorgate droog op en dit beteken dat mense nie water in hulle huise het nie. Dit beteken ook dat mense nie drinkwater het nie. En daarom wil ons graag vandag 'n projek aan die gemeenskap bekendstel, nie net by Grootbrakrivier nie, maar die hele Mosselbaai streek. Stel ons dan vandag hierdie projek bekend waar ons gemeentelede en eintlik die gemeenskap nooi om as jy kan of as jy wil 'n 5 liter water na die kerkkantoor toe te bring en as jy nie in kerkkantoor ure dit kan kom aflewer nie, is jy welkom by Total de Dekke is 'n afgeepunt hier naby aan ons om sommer daar jou 5 liter water of 'n klomp 5 liters te gaan aflewer waarna ons dan nou verder die water sal versprei soos wat dit nodig is. Maar hiermee wil ons ook vir julle dankie sê vir almal wat hulle harte so oopgemaak het. Ek is sommer emosioneel wanneer ek dink aan hoe baie mense hulpverlening nodig het, maar nog meer hoe mense hulle harte oopmaak om ons gemeenskap te ondersteun. So baie dankie aan elkeen wat julle harte oopmaak om ons gemeenskap ook verder te dra. Ons het ook vir mekaar gesê dat wanneer ons weet ons gemeenskap het genoeg, dat ons dit nie net vir onsself sal hou nie. In Oudtshoorn en verder is daar nog baie droogte getuisterde gebiede en dan sal ons dit ook verder graag wou versprei. So dankie vir elkeen wat saam met ons deel is van hierdie geloofsgemeenskap en ons gemeenskap verder ondersteun. Kom ons neem 'n oomblik om stil te raak en onsself dan nou in te stel op die erediens. Psalm 15, 'n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien,
wat sy woord hou self tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie, en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Deur die Here, ons God se liefde en die genade wat ons in Jesus Christus vind, kom roep God elkeen van ons vandag. Kom verklaar hy ons heilig en sê jy is welkom in my huis. Genade en vrede vir jou. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom loof en ons kom prys U vir elkeen wat U geskep het. Elke mens op aarde wat U so sorgvuldig aan mekaar geweef het. Dankie Here dat U ons aan mekaar kom skenk om hierdie lewe saam te kan leef. Here, ons prys U dat U deur die genade dit vir mense moontlik maak om ons gemeenskap op besondere maniere te kan ondersteun. Here, ons weet vanuit die binneland uit het klomp geld gekom. Ons weet van ons streek het daar klomp mense donasies gegee en ons weet dis alles uit U hand. En daarom loof en prys ons U. Dankie ook dat U elkeen van ons, U kinders, heilig verklaar. Dat U self vir ons kom sê, ons is geroepe heiliges. Geroep vir U koninkryk, vir 'n tyd soos hierdie waarin ons juis nou leef. Dankie dat U ons waardig genoeg ag om saam met U in U koninkryk werksaam te wees. Here, wanneer ons uit die woord uit gaan lees, wanneer ons saam met 1 Korintiërs 1 werk, weer 'n keer, vra ons dat U ons harte en ons gedagtes ontvanklik sal maak. Ons hele wese sal kom vorm en hervorm tot eer en verheerliking van U naam. Want ons weet, Here, uit ons eie kragte is niks van dit moontlik nie. En daarom vra ons dit uit groot nederigheid van U. Amen. Ons lees vandag saam uit 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot vers 31. Jy is welkom saam met my dit te lees. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar is die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses nie, nie baie invloedrykes nie, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam en die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is,
om wat wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, dat vir ons die wysheid geword het wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Ons is vir 'n derde week besig met 1 Korintiërs 1. Met Leon se intreepreek het hy ons gehelp om iets te verstaan van die feit dat ons geroepe heiliges is. Soos wat daar ook na ons verwys word. Mense wie saam met God op reis is, wie daarna streef om in 'n lewende verhouding met die Here te leef, nie uit hulle eie krag nie, maar deur die genade van ons Here Jesus Christus. Daardie mense, ons, is geroepe heiliges. En daarom sê die tekste wat ons laasweek hanteer het, dat ons almal saam in en deur Jesus Christus deel van een liggaam geword het. Deur die boodskap van die kruis is ons een, want die boodskap van die kruis is dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het om ons met God te versoen. En soos ons almal met God versoen is, raak ons ook deel van mekaar, deel van een liggaam. En dan sê Paulus vir ons in die teks, dat ons daarna moet streef om as een liggaam saam te leef en te werk. Ons moet nie toelaat dat onderlinge strewelinge ons van mekaar skei nie. Ons het ook laasweek vir mekaar herinner dat die wêreld waarin ons nou leef 'n wêreld is wat ons eintlik lei en begelei in die rigting waar ons al hoe verder en verder van mekaar af wegleef. Ja, sosiale media is daar en dit gee ons eintlik hierdie illusie dat ons in mekaar se lewens verweef is, maar eintlik weet ons niks van mekaar nie. Sosiale media word ook gebruik om ons al verder en verder van mekaar af weg te dryf, deur verskriklike sterk teenpole voor te stel en mense in daardie rigtings in te lei, en ons maak dan eintlik karikature van mekaar wanneer ons nie kan saamstem oor sekere dinge nie. Hierdie week word eintlik so 'n samevatting gegee van hoe dit lyk wanneer ons onderlinge strewelinge het. En dit word so verwoord dat ons eintlik aangemoedig word om te besef dat ons een in Christus is. En dat ons op niks mag en kan roem as op wie God is nie. So wanneer ons vandag by ons teksgedeelte stil staan, dan is dit vir ons goed om die eerste 2 verse weer 'n keer te lees wat ons dan laasweek eintlik mee afgesluit het. En hierdie verse sê die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Vir diegene wat verlore gaan, die mense wie kies om nie in 'n verhouding met die Here te leef nie, vir hulle is die boodskap van die kruis dwaasheid. Vir hulle maak dit nie sin om deel van een liggaam te wees nie. Vir hulle maak dit nie sin dat ons geroepe heiliges is nie. Mense wie nie in verhouding met God leef nie, ervaar die boodskap van die kruis as dwaasheid, sê Paulus. En dan gaan hy eintlik verder, en dan spring hy so oor vers 19 en hy gaan 'n entjie verder en verduidelik hoe die mense wie nie in verhouding met God leef nie, eintlik die boodskap van die kruis interpreteer.
Nou, ons het so 'n ruk gelede het ek baie sterk verwys na die woord logos en hoe die Grieke en hoe die Jode die woord logos verstaan. Nou logos is die Griekse term vir woord of dan nou die boodskap en die woord logos is geen onbekende begrip vir die Jode en die Grieke in daardie tyd gewees nie. Die woord logos wat vir die Jode sou beteken die woord het vir hulle baie sterk verwys na God. As ons in Genesis en in Exodus gaan kyk waar Moses besig is om met die volk te praat, dan sien ons dat hy vir die volk lei en sê kom ontmoet die logos, kom ontmoet die woord en dan het dit eintlik vir hulle verwys na kom ontmoet julle Here, kom ontmoet jou God. So wanneer die Jode die woord hoor, die boodskap van die kruis of die woord van die kruis, dan moes hulle eintlik die afleiding kon maak dat dit na Christus verwys, na God verwys, na die beloofde Messias kon verwys. Maar die Jode wie nie glo nie, hoor die woord logos en hulle maak nie die koneksie nie. Daar word nie na die kruis gekyk en die boodskap van die kruis en verstaan dat ons deel is van die een liggaam van God nie. Vir die Grieke en in hulle filosofie het hulle die woord logos verstaan as die mag wat alles weer onder beheer bring, dat alle wanorde weer terugbring in orde in. En wanneer hulle die woorde hoor, die boodskap van die kruis, dan sou ons eintlik ook vir mekaar kon sê, hulle kon die afleiding maak. Hulle kon daardie koneksie maak om te verstaan dat die boodskap van die kruis met die Messias te doen het. Met God te doen het. Maar vir hulle is dit dwaasheid. Vir die mense wie nie ontvanklik is vir die woord van die Here nie, is dit dwaasheid. Talle Jode het die goeie nuus van Jesus Christus verwerp, omdat hulle geglo het dat die liggaam nie uit die dood uit kan opstaan nie. Omdat hulle geglo het dat die Messias uit 'n koninklike familie of 'n priesterlike familie sou moes kom. Om die troon van Dawid te herstel, sou die Messias nie 'n dienaar gewees het nie, maar iemand wie gedien moes word. En hier kom Jesus, die Messias, en hy sterf aan die kruis, en hy word beskou as misdadiger. Hoe kan 'n misdadiger gesien word as die Messias, iemand wat die troon van Dawid moet kom herstel? Die boodskap van die kruis is vir die Jode dwaasheid, so ook vir die Grieke. Hulle kon nie glo dat 'n liggaam uit die dood sou kon opstaan nie. Christus wie gekruisig is en gesterf het, is anders as die talle gode wat hulle aanbid. Hulle gode gaan nie dood nie. Hulle gode word nie beskou as 'n misdadiger nie. Die boodskap van die kruis is vir hulle dwaasheid. Ek dink in vandag se tyd, as ons onsself moes afvra, hoe sou dit lyk wanneer ons in 'n koerantopskrif lees dat 'n misdadiger vir ons Messias is? Dan sou baie van ons eintlik maar 'n hele paar vrae gehad het. As ons vandag iemand moes kies in ons samelewing, wie ons sou sê daardie persoon mag dalk die Messias wees, wat se eienskappe sou daardie persoon moes hê? Ons sou sekerlik nie 'n misdadiger uitgekies het nie. Iemand wat gekenmerk is as 'n misdadiger. Iemand wat ter dood veroordeel is. Ons sou sekerlik nie so iemand
uitgekies het nie. En dan kom vers 19, wat ons aan die begin gelees het. En dan gee Paulus eintlik vir ons 'n opsomming van wat ons in Jesaja 29 vers 14 vind, wat sê dat God nie volgens wêreldse standaarde werk nie. God se koninkryk is amper, kan ons mekaar sê, onderste bo. Dit lyk anders as hoe ons in hierdie wêreld dink en redeneer. Vers 19 sê vir ons, want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot nut maak en die insig van die verstandiges verwerp. Dit wat ons dink baie waarde en krag in ons samelewing kan dra, word hier vir ons duidelik gemaak, beteken eintlik niks. Die dinge waaraan ons waarde sou heg vandag, beteken in die koninkryk van God niks. Dis 'n moeilike gedagte om ons kop om dit te kry. Want ons werk hard. Ons leer verskriklik hard om ons grade te kry, om geleerdes te wees. En in die koninkryk van God beteken die insig en die mag en die krag en die geld wat ons in hierdie wêreld bymekaar maak. Kom maak Paulus baie duidelik hier, beteken regtig nie veel nie. Die mense met wie ek koneksies bou sodat ek aansien in hierdie wêreld kan hê, daardie aansien beteken niks voor God nie. Die mag wat ek in hierdie wêreld bymekaar maak deur sekere dinge te doen en sekere prestasies te wen en sekere plekke by uit te kom. Dit beteken niks in God se koninkryk nie. Want vers 31 sê vir ons, daarom soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Vers 29, net voor dit, sê, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Hierdie dinge wat ons in die wêreld bymekaar kan maak, al hierdie mag en status, beteken niks voor God nie. Want God kom sê, dit gaan nie oor dit wat ek en jy kan doen nie. Ons is nie geroepe heiliges, deel van een liggaam oor wie ons is nie. Ons kry nie 'n beter plek by God in die hemel, in die kerk, omdat ons sekere statusse kan handhaaf nie. Dit beteken niks voor God se oë nie. Ek het al soveel keer in die bediening en in pastorale gesprekke met mense moeilike goed moes deurwerk, want hulle vra, maar gaan ek nie net nader aan die Here kan wees in die hemel, wanneer ek al my gawes gebruik het nie, tot die beste van my vermoë nie. Ek is so bang, dat ek nie genoeg doen vir die Here nie. Hier hoor ons baie duidelik, voor God tel dit wat ek vermag op aarde nie eintlik veel nie. Want ek is nie 'n geroepe heilige en deel van een liggaam van Christus oor wie ek is nie. In hierdie wêreld word ons gereeld oortuig, dit gaan nie oor wat jy het nie, maar wie jy ken. Vandag kan ons eintlik weer 'n keer vir mekaar sê, dit gaan nie oor wat jy kan vermag of wat jy bymekaar kan maak of wat jy alles kan doen nie. Dit gaan oor wie jy ken, met wie jy in 'n lewende verhouding staan. Want deur God se liefde vir my en jou en deur sy genade vir elkeen van ons is ons versoen met hom
Nie deur wie ons is nie, maar deur wie hy is. Deur die boodskap van die kruis. Deur dit wat Christus vir elkeen van ons kom doen het. Ons kan dalk nou onsself afvra, wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir my om te hoor dat ek 'n geroepe heilige is? Dat ek deel is van een liggaam? En dat dit nie oor my krag en status gaan nie, maar oor wie God is. Dit nooi ons opnuut weer uit om na ons eie lewe te kyk en te vra, waarmee hou ek myself besig? Is ek besig om aan my status te werk? Is ek besig om so 'n paar dinge vir my op te bou sodat ek 'n bietjie meer aansien in die lewe kan hê? Wanneer ek met dit besig is ek nie besig met my verhouding met die Here nie. En dan kom nooi die teks ons opnuut uit om eerder besig te wees met God as die dinge van die wêreld. En soos ons besig is met God en verstaan dat ons geroepe heiliges is, nie oor ons eie krag en dit wat ons alles vermag op aarde nie, maar oor wie God is, dan raak ons al hoe meer en meer gevorm om deel van die een liggaam van Christus te wees. Dan word ons denke vernuwe, sodat ons kan verstaan, dit gaan nie oor dit wat ek vermag nie, maar oor wie God is. En dan affekteer dit my hele lewe. Dan kan ek saam met enige iemand om tafel sit, nie oor wie hulle is nie, maar oor wie God is. Dan kan ek met enige iemand in gesprek gaan, sonder dat die wêreld ons van mekaar probeer skei. Want ek doen dit nie uit my eie kragte uit nie, maar deur wie God is. Dan kan ek selfs by my buurvrou of my buurman gaan sit en regtig hoor wat in hulle hart leef, sonder om veroordelend te wees, sonder om te probeer aflei wat het hulle al vermag, wat is hulle status en hoe kan ek myself aan daardie status koppel? Dan leer ons mekaar werklik ken. En in daardie kosbare oomblikke leer ons God deur ander ken. Paulus nooi ons op 'n wonderlike geloofsreis hier in 1 Korintiërs 1. Mag dit 'n uitnodiging vir elkeen van ons wees. Sommer vir hierdie jaar wat verder voor lê. Ons is al by die 1 Februarie. Mag dit jou uitnodiging wees om dieper in verhouding met die mense om jou te leef en in 'n dieper verhouding met God, nie oor jou eie kragte nie, maar deur wie God is. Amen. Almagtige God, Here, U is ons hemelse Vader. U ken elkeen van ons deur en deur. U weet wat die goed is, waaraan ons graag wil vasklem, wil vashou, sodat ons iets beteken, sodat ons vir die wêreld van waarde kan wees. Here, dankie dat U deur hierdie teks ons kom vrymaak van daardie spanning in ons, dat ons net tog vir die wêreld iets sal en kan beteken. Dankie dat ons kan weet dat ons reeds waardig is, reeds geroepe heiliges is, wat in verhouding met U kan leef. Vorm ons daagliks opnuut om in 'n dieper verhouding met U en ons medemens te kan lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here.
die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by julle en lei elkeen van ons om in die genade van God te leef. Amen. Ek wil jou graag nooi dat as jy verder in gesprekke met mense wil wees, medegelowiges, ons begin die 8ste Februarie, so volgende Sondag, met alternatiewe eredienste. Wat beteken, ons gaan 'n Sondagmiddag 5:00 by die kerk bymekaar kom, ons gaan tafels uitpak, ons gaan lekker koffie gereed hê, en dan gaan ons 'n paar vrae op die tafel sit, waarmee ons as medegelowiges verder gaan reis. As jy deel wil wees hiervan, is jy baie welkom. Afkondigings, NG Kerk Groot Brakrivier, 1 tot 8 Februarie 2026. Sondag 1 Februarie, erediens op 9:00, gelei deur Dominee Shanay Viljoen. Daar sal ook doop wees, kleuterkerk in die konsistorie, en daar's ook kategese klasse. Sinodale offer Hartenbos versorgingsoord by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal welkom. Groenkloof erediens om 10:00 digitaal. Woensdag 4 Februarie 2026. Klub 50 se eerste vergadering om 10:00 in die kerksaal. Slegs die persone wat geantwoord het. Die blokbyeenkoms van blok 3, Mosienes tot Stasieweg, en blok 4, Langstraat Bo, vind om 6:00 plaas in lokaal 6. Kooroefening by die orgel om 4:15. Marida se telefoonnommer 082 471 0751. Alle belangstellings is welkom. Sondag 8 Februarie. Die erediens om 9:00 word gelei deur Dominee Leon Cronje. Daar sal kleuterkerk in die konsistorie wees en ook kategese klasse. Spesiale offer vir biddag vir opvoeding en onderwys by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal altyd welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 sal weer 'n digitale diens wees en alternatief kerk van 5:00 tot 6:00 in die kerksaal. Ons bedieninge, getuienisbediening, wolwedans boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die oorblywende uitreikdatums vir die eerste kwartaal is 11 en 25 Februarie en 11 en 25 Maart. Die resep vir die sopmengsel: 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 1 blokkie aftreksel, 1 pakkie sop. Om gaar te maak, roer 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. U kan dit skenk in die volgende 2 formate: droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of gekook en gevries in 2 liter roomysbakke. Ons behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar's 'n deurlopende behoefte aan 'n wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, gebreekte keramiek, porselein vir mosaïekprojekte, inkleerkruite en potlode. Dankie by voorbaat vir u deelname. Ons omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Busfonds. 'n Graad 10 leerder benodig dringend 'n saamry geleentheid na Punt Hoërskool
in Mosselbaai of 'n bydrae teenoor 'n maandelikse busfonds. Kontak die kerkkantoor of vir Corrie Pieters by 082 327 9521. Indien u kan help, sal dit welkom wees. Ondersteuningsbediening. Want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom, en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Job 29 vers 12 tot 13. Ons voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensames, want dit is God se hart vir die wees en die weerloses. En as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en ons gemeenskap. Kontak vir Rihanna Briers 081 039 8853 of vir Riet Jansen van Rensburg 082 928 9625. Valentynsdag ontbyt. As jy 60 plus jaar oud is, nooi Seeds of Hope en die NG Kerk Grootbrak ondersteuningsbediening jou uit om ontbyt saam ons te geniet. Almal is welkom, dames en mans. Kom ontmoet ander bejaardes en gesels lekker saam. Die datum? Woensdag 11 Februarie 2026. Plek? De Dekker Restaurant, Grootbrak. Tyd? 10:00. Antwoord asseblief teen die 3 Februarie. Geen persone wat laat antwoord sal geakkommodeer kan word nie. Kontak vir Manet van Sail 082 443 3601 of vir Rihanna Briers op 081 039 8853. Jam, Jesus and Me. Dis 'n kinderbediening. Indien dit op jou hart gelê word om betrokke te raak by ons kinderbediening, dis ons Sondagskoolklasse. Kontak asseblief vir Charles Smit 083 209 1685. Neem kennis. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kerkkantoor is oop op Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 0:30 en 0:30. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir FEBA in Sentraal-Asië. Ons teksvers vir vandag, Psalm 145 vers 19. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle om hulp roep en hy red hulle. Ons gebed vir die week. Bid vir Rudy en Victor, wat FEBA se bediening in Sentraal-Asië bestuur. En vir die spanne, dat hulle krag sal ontvang om te volhard in geloof, hoop en liefde. Ons webwerf. U kan ingaan op ons webwerf en allerhande goedjies daar kry. Ons webwerf is nggrootbrak.co.za. Die erediensbediening gaan u daar kry. Die skakel na die YouTube erediens van Dominee Shanay Viljoen sal beskikbaar wees daar. Die getuienisbediening se weeklikse nuusbrief van Lenet uit Madagaskar is beskikbaar. Daar's ook 'n nuusbrief van Missie Japan vir kennisname. Gemeente nuus, die blokkiesraaisel en woordsoek vir Februarie is beskikbaar op die webtuiste. Bybelstudie reekse wat beskikbaar is, die 2026 Skep Asem vir vandag, 'n goeie begin vir elke dag. Ook die weeklikse stof tot nadenke se tema is die 3-eenheid. Die weeklikse afkondigings
En lief en leed is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enige iets. Ons webadres herhaal ek weer, https://vorentoe/ekko www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.